Tyd vir lekker musiek en my kunstenaar wat vandag by ons kom inloer, sy naam is Karl Kitshoff. En Karl is hier met sy nuutste enkelsnit, 21 jaar. Ek wens ek kon jou in jou oë kyk. Jou vra hoekom jy my nie lief het nie. Wens ek kon verstaan hoe jy dink. Vir die eerste keer besef ek sink. 21 jaar vir my ek jou. Jou blauwe kyk sag maar maak seer. Hoekom gee ek om wat jy dink? Ek is genoeg, want hy noem my steeds sy kind. Die stormwinde waai hier om my. Miskien is ek die een wat het begin het. Ek weet ek is gemaak vir meer. Ek kies nou, laat gaan van die seer. 21 jaar vir my ek jou. Jou blauwe kyk sag maar maak seer. Hoekom gee ek om wat jy doen? Ek is genoeg. Hy noem my steeds sy kind. Hy noem my op my naam. Hy sien reg deur my seer. Hy maak sy arms oop. Dis nie maklik nie. Ek los hom en weer. Hy noem my op my naam. Hy sien reg deur my seer. Hy maak sy arms oop. Dis nie maklik nie. Ek los hom en beheer. 21 jaar vir my ek jou. Jou blauwe kyk sag maar maak seer. Hoekom gee ek om wat jy dink? Ek is genoeg, want hy noem my steeds sy kind. Beautiful! Karl, goeiemôre, good morning en welkom hier, man. Dankie, lekker om hier te wees. Hoorie, wat 'n kragtige verhaal in 'n liedjie oor identiteit en dinge. Net so in kort, waar gaan 21 jaar? So 21 jaar het ek geskryf toe ek 21 jaar oud was. Dis waar die liedjie vandaan kom. En toe ek 21 jaar oud was, so ek het 'n lang storie met 'n gebroke verlede en wat ook al, maar toe ek 21 jaar oud was, dink ek het dit opgevang met my. So half wat ek besef het, soos ek het 'n klomp foute gemaak as gevolg van 'n klomp seer in my lewe. En op 21 het ek half in die spieël gekyk en gedink, "Jesus, ek hou nie van hierdie ou nie. Ek hou nie van hierdie ou wat ek sien nie." En hierdie song is toe gebore uit daai plek uit. So in die liedjies dan sing ek, "Jou blou oë kyk sag, maar maak seer." En dis my eie oë waarvan ek praat daar in die liedjie. En dit was regtig so, dit het vir my gevoel, "Jesus, ek kan net nie hierdie ou in die oë kyk nie as gevolg van wat hy gedoen het en die foute wat hy gemaak het." En hoe ek regtig hierdie song toe nou geskryf het uit 'n plek uit van, maar te dank aan die Here wat my gehelp het. Soos het ek ver gekom in my lewe. Te dank aan die feit dat hy my naam ken, dat hy reg deur al daai seer gesien het en dis regtig waar die liedjie gebore is en uitgeskryf is toe. En sedertdien kyk jy met ander oë ook na jouself. Yes, en kan jy jouself in die oë kyk? verseker. Dis amazing, op 21 voel jy tog, jy voel so volwasse, maar eintlik is jy glad nie, 100%, yes. Hoorie, en musiek, waar kom jy musiek vandaan en hoe lank doen jy dit nou al? Ek weet eintlik glad nie waar dit vandaan kom nie, maar dit is nog altyd 'n passion vir my, is nog altyd in my hart. Ek onthou ek was soos 8 jaar oud en ek altyd vir my ma gesê, jy weet, eendag gaan ek 'n volla hê met 'n roofrek en dan gaan ek my gitaar op die roofrek sit en dan gaan ek all over gaan
gaan travel en gaan sing vir mense en so dit is nog altyd 'n passion van my. Ek het toe ek 'n tiener was betrokke geraak in youth bands en kerke daar in Middelburg waar ek vandaan kom en daar het ek gespeel en daardie passie net aanhou groei en aanhou groei en aanhou groei en ek skryf al baie lank, is net nou eers wat ek actually dit uitsit. So wat vir my great is. Hoorie, jy's 'n Middelburg man, jy Mpumalanga. Ek's 'n Standerton man. Ja, daar sê jy sien soms van dieselfde vader. Ja, ek sien dit. Jou vrou het ook 'n rol gespeel in jou skryfproses. Yes. Ja, so sy is letterlik my beste maatjie al vir 8 jaar lank. Ons het saam gespeel al in bands daai tyd in Middelburg. Sy is daar in 'n ander dorp toe ek hiernatoe, maar al die tyd connected gebly en sy's regtig. Ek joke nie as ek sê sy maak my beter nie, want wanneer ek songs skryf sal ek altyd vir haar hoorie wat van hierdie, dan sê sy nee, daai klink. Sy is soos my grootste fan, maar ook my grootste kritiek wat ek love. So sy het so 'n manier om vir my te sê, nee, jy kan beter doen. Soos traai gou daai of traai gou daai. So al die liedjies wat ek skryf, bounce ek eers by haar en dan help sy my mooi met dit. Dus sy's 'n goeie buffer. Yes, en sy sal ook vinnig vir jou sê nee, wag 'n bietjie. Ja, die 100%. Hoorie so en hierdie lied sê jy voel ook baie meer rou as van jou vorige werk. Yes. Hoekom was dit vir jou belangrik om dit ook so te hou en oor te bring? Dis 'n goeie vraag. Ek dink vir my omdat ek so baie musiek skryf, hierdie is die een liedjie wat ek half voel, jy weet, eintlik as ek kom nou luister en cringe ek so bietjie, maar nie in 'n slegte manier nie, net soos as ek dink, ek sien meer daai ou wat ek was nie. Maar wat ek besef in my lewe nou, dis vir my belangrik om hierdie storie oor te dra van die liedjie, want ek glo daar's baie mense wat sit waar ek was. En hoe meer ek mense om nou luister en hy nou uit is al buite, hoe meer kontak mense sê, wow, jy gaan nie glo nie, maar ek voel presies dieselfde. Hulle identifiseer en ek dink vir my is dit dis rou, dis eerlik en daarom voel ek baie keer soos ek is nie meer daai mense nie, maar as die storie enigiemand kan help, great. En dis hoekom ek dit gedoen het mainly. Hoorie, en ek moet vir jou sê, ek dink hierdie lied het massa alternatiewe invloede en goeders, maar hy neig ook vir my na 'n bietjie worship en goeders. Is die balans wat net gebeur het of het jy dit dit was intentioneel. Ek dink vir my omdat ek al lank in kerk is en ek love worship en in my hart is ek 'n worshipper, maar ek wou regtig 'n liedjie uitbring wat 'n storie vertel wat totaal en al oor die Here gaan, maar wat enige ou kan luister. Wat enige ou in sy bakkie gaan voel soos hierdie Electrics is lekker of hierdie jy weet hierdie is vibes. Verstaan so dit was al vir my hart agter die song om iets ook vir 'n jonger mark, jy weet, iets wat 'n jonger ou sal voel maar wow, hierdie is actually 'n lekker vir jong ouens soos ek, jy weet. Ja, presies. Ek sal dit skryf. Hoorie, dis nou maar baie geluk met jou. Dankie. Die vrystelling van 21 jaar. Waar gaan mense hom kan sien en hoor en is daar 'n musiekvideo op? Ja, sy musiekvideo is op YouTube beskikbaar. Jy kan hom net gaan search daar 21 jaar Kitsoff. Hy's op alle digitale platforms, Apple Music, Spotify, Deezer, YouTube Music en nog 'n klomp wat ek nie eens van weet nie, maar hy's op almal van hulle. Het jy rugby gespeel? Ek het. Jy het nie baie gehoor van die Kitsoff nie? Yes. Ja. Is daar enige lyn wat ou kan trek? Blykbaar is hy my verlangse neefie. Nou ja, toe. Hoe waar dit is en of my oom net gejoke het met my, I don't know, maar kan jy nou imagine jou van was Koen? Ja. Dan het ons gesê, dames en here, verwelkom op die vroeg van niemand anders dan as Karl Koen. En dan het die skare nie hande geklap nie, hulle het gegaan. Dis funny. My vriend, baie dankie vir die heerlike kuiertjie so vanmôre en ek kan nie wag om self nog net bietjie te gaan loer na die video weer nie. Natuurlik so rou en eerlik is sy beste vorm. Baie dankie dit met ons kom deel het en ons kyk uit vir jou. Dankie, waardeer jy. Nou ja, dit is dan dit wat vanoggend aanbetref van allerlei lekker stories, ernstige sake en die ligter sake. Dis hoekom goeiemôre, good morning elke oggend om 6:00 daar vir jou is. Van my en die res van die span, ons weet jy gaan 'n heerlike dag hê so op die klein Saterdag. Ons is môreoggend weer klokslag terug om 6:00. Ek hoop jy het 'n heerlike lekker dag. Maak mooi, wees 'n verskil. Maak 'n verskil.